Jy is ingeskakel op Stream Central en ek sê vir jou goeiemiddag en baie welkom as jy ook so pas ingeskakel het. Ja, dit is daai tyd van die Dinsdag, dis tyd vir the Pet Pulse op Stream Central met Lupa Reptiles and Roots. Low, heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Dis tyd vir the Pet Pulse hier op Stream Central en vanmiddag gesels ek weer met Iliana Lambrechts daarvan Lupa Reptiles and Roots. Iliana, goeiemiddag en welkom by die program. Goeiemiddag Johan, baie dankie. Vanmiddag gaan ons bietjie gesels oor leopard geckos. Vertel my voor ons begin, wat is 'n leopard gecko? Weet jy Johan, 'n leopard gecko is 'n relatiewe groterige gecko spesies as jy hom nou vergelyk weet met die inheemse goetertjies wat mens nou en dan daar teen jou ceiling en teen die muur sien rondskarrel. Hulle is oorspronklik van areas rondom Afghanistan en Irak en Pakistan en Iran. So hulle is baie ver en ernstig uitheems, maar dis 'n redelike algemene troeteldiertjie sover as wat eksotics gaan. En dit is eintlik 'n redelike maklike troeteldiertjie ook, veral vir mense wat nou eers begin met reptiele en wat weet nou nie 20 jaar se ervaring agter die blad het, nee. Ek het so 'n paar foto's gesien van leopard geckos en ek moet sê hulle is nogal pragtig, hulle is cute en oulik. Dit lyk of hulle smile, hulle het regtig smiley face. Iliana, sê vir my, is leopard gecko soortgelyk aan enige van die geckos wat mense soms in hulle huise of in die tuin sien? Weet jy Johan, interessant genoeg, ek kry nogal so nou en dan 'n foto van 'n gekkotjie wat iemand nou in die huis of die tuin geneem het. Vreeslik onstig, vreeslik paranoïes, want hier is nou 'n leopard gecko, wat moet ek doen met die arme dingetjie? En daar was nog nooit een enkele geval wat dit werklik 'n leopard gecko was nie. Natuurlik is dit altyd beter om seker te maak, want ek meen mense wil nou nie 'n uitheemse troeteldiertjie teruggooi in jou tuin nie, maar 'n interessante verskil. Die gekkotjies wat ons in die huis rondkry, sien jy partykeer daar teen jou venster opkruip of weet soos ek sê onderste bo aan jou ceiling miskien, en leopard geckos kan dit glad nie doen nie. Hulle het nie daai sakkervoetjies wat vasklou aan gladde oppervlaktes nie. Hulle het eintlik naels. So hulle is nie gebou vir klim nie. Hulle kan miskien weet 'n baie grove stomp klim of 'n grove area van klippe klim, maar hulle gaan definitief nie teen jou muur wees nie. En ook interessant wanneer leopard geckos nog babietjies is en hulle is min of meer die size van die kleiner gekkotjies wat jy in jou huis kry, het hulle nog nie die klassieke kolletjies nie. Baba leopard geckos het bande, so hulle het 'n basiskleur, gewoonlik 'n geelerige kleur, en dan het hulle sulke breë bande van sjokoladerige kleur of 'n swarterige kleur, so hulle lyk heeltemal anders. Dis nou nogals interessant, want so met ander woorde, as jy 'n gecko teen die muur sien, dan is dit definitief nie 'n leopard gecko nie. Definitief nie. As hy op 'n gladde oppervlak sit of aan die ceiling hang of aan die venster sit en vir jou kyk, dan kan jy 100% gerus wees. Dis nie iemand se troeteldier wat weggeloop het nie. Iliana, wat se kos eet leopard geckos? Leopard geckos is 100% insektefories, so hulle eet net goggas, for lack of a better word. Nou wanneer mens een in aanhouding het, kan jy feeder-insekte koop om hulle te voer, en die algemene feeder-insekte wat mense hulle gaan voer is goed soos meelwurms, soepelworms, krieke en verskillende tipes kokkerotte. Hoe meer verskeidenheid jy hulle gee, hoe beter natuurlik. En iets wat mense baie keer vergeet, is jy moet jou diere se kos ook kos gee. Want as jy nou nie jou krieke of jou meelwurms versorg nie, dan gaan hierdie goedjies dehydreer, mekaar kannibaliseer en hulle gaan vrek voor jy nog kans kry om hulle te voer. En natuurlik ook, selfs is alles hulle nou nog so bietjie aan die lewendige kant, weet, jy wil nou nie 'n halfdooie gedehydreerde wurm gee vir jou gecko nie. So mens moet onthou, die goggas moet ook versorg word. Hulle moet kos kry, hulle moet mooi skoon gehou word. En dan 'n baie belangrike ding van leopard geckos is hulle het 24/7 in hulle kaste 'n multivitamiin supplement nodig, spesiaal gemaak vir reptiele. En dit is baie belangrik dat daar kalsium plus vitamine D3 in is. Want al voer mense hulle kalsium, as hulle nie vitamine D3 het nie, kan hulle nie die kalsium metaboliseer nie.
En mense het nou al baie keer gesien met goed soos bearded dragons, het jy nou hierdie vitamienpoeier wat jy oor hulle groente sprinkel en waarin jy hulle goggaatjies dip. Maar om die goggas net te dip is nie genoeg vir leopard geckos nie. Hulle het nogal redelik baie supplementation nodig. So wat hulle eintlik maak is jy vat 'n klein vlak bakkie en jy maak hom vol poeier en jy los dit 24/7 in sy kas en soos wat hy voel hy het hierdie supplementation nodig, sal hy actually na daai bakkie toe gaan en hy sal dit oplek. Is leopard geckos iets wat mens gereeld kan hanteer? Weet jy Johan, oor die algemeen is leopard geckos regtig nogal rustige diertjies. Hulle is vriendelik. Hulle is wat ek sou sê baie tolerant, weet jy kan hom maar optel en deurkyk en ronddra, weet en hy sal bietjie by jou sit en oor jou klim. Maar dis definitief nou nie die tipe troeteldier wat 3 ure lank gaan sit en saam met jou 'n series kyk nie. En dit is definitief ook die tipe dier wat jy nou weet op jou skouer gaan ronddra of in fact at all die hele dag oral sien ronddra, nê. So om hulle uit te haal vir tye en sien hom op die bed te sit en hulle so 'n bietjie te laat rondcruise en weet so draaitjie buite te stap, dalk op die stoep te sit, 'n paar foto's te neem en so aan is lieflik, maar definitief nou nie die hele dag nie. En mens moet ook onthou, kyk enige dier kan onvoorspelbaar wees, hulle by diere, selfs voorspelbare diere kan onvoorspelbaar wees. Maar veral as dit kom by hatchlings, by baba leopard geckos, hulle is nou nog nie so bomproof nie, hulle is nog nie so gewoond aan die wêreld nie, so hulle kan baie maklik skrik en hulle kan verskriklik vinnig wees. So weet jy, gaan nou nie 'n babietjie in jou oop hand sit en met hom deur die huis stap nie, mens moet maar 'n bakkant daaroor dat hy nou nie besluit hy sien iets wat interessant is en daar vlieg hy en tref net op die grond nie. Jy is ingeskakel op streamcentral.co.za. Ek gesels vanmiddag met Iliana Lambrecht daar van Lupa Reptiles and Roots en vandag gesels ons oor leopard geckos. Nou Iliana, is leopard geckos 'n moeilike spesies om aan te hou? So Sarah wat, kom ek sal dit liefste vol, so Sarah wat die reptiele met voetjies gaan, is leopard geckos aan die heel maklike einde van die skaal. Hulle het regtig geen verskriklike gekompliseerde sorg nodig nie, hulle het geen verskriklike weird sorg nodig nie, maar net soos enige ander reptiel het hulle baie spesifieke sorg nodig. Dis maklike spesifieks, maar die spesifieks moet gevolg word sodat jou gecko normaal groei en floreer en funksioneer en net overall 'n gelukkige gecko is. En dit sluit in onder andere beheerde temperatuur, beheerde humiditeit en beheerde voeding natuurlik ook, maar die belangrikste ding is hitte en humiditeit en 'n bak wat klein genoeg is sodat dit hom nie opstres nie. So die omgewing moet reg ingerig word en daarso gaan jou gecko baie gelukkig wees. En ook in vergelyking met goed soos bearded dragons en iguanas, die goedjies wat jy wel nodig het om aan te koop vir die outjies is eintlik relatief bekostigbaar in vergelyking met ander reptiele met voete. Iliana, waar sou jy sê maak nuwe eienaars gewoonlik foute met leopard geckos se aanhou? Johan, ek dink hulle glo miskien baie keer nie regtig wat mense hulle sê in 'n care sheet nie. Omdat dit, soos ek sê, weer klink. Weet, mense is gewoon daaraan om raad te lees vir honde of vir katte of weet selfs oor 'n budgie, maar as dit by reptiele kom, dan dink mense baie keer dis 'n bietjie weird. So ek vind baie keer volg mense glad nie die care sheet nie. Ek het al gevalle gehad waar mense 100% die teenoorgestelde doen van wat die care sheet sê. So mense moet definitief die raad volg wat mense gegee word. 'n Ander ding is, kyk as jy nou skielik 'n hondjie koop, dan kan jy nou nog beplan, okay, ons bel die veearts môre om die ouetjie te vat vir inentings. Weet, ag en hier so 'n ou kombersie in die kas waarop hy nou gou vanaand kan slaap. Maar om skielik 'n leopard gecko huis toe te bring is nie so eenvoudig nie, want jy gaan nou nie sommer 'n heating pad en 'n termostaat hê wat net so in jou kas lê nie. So dit is belangrik as voor jy 'n gecko kry om eers al die benodigdhede te kry voordat jy die gecko huis toe bring, want anders gaan jy spartel, jy gaan sukkel, die ouetjie gaan nie eet nie, die ouetjie gaan nie gelukkig wees nie. So mense moet definitief alles vooraf koop. Die mees algemene probleem wat ek vind met mense as hulle nou, veral ek praat nou van hatchling of baba leopard geckos, as hulle 'n nuwe baba koop, hulle word aangesê om 'n redelike klein tab te koop om 'n dingetjie aan te hou. Wat weer klink, want 'n tab is van plastiek en dit is mos nou nie mooi nie, maar mense moet onthou, dis 'n gecko. Hy het nie 'n saak of sy
huis gemaak is van plastiek of van die duurste hout in die wêreld nie. Hy gee om dat sy temperatuur reg is, dat sy humidity reg is en dat sy spasie reg ingerig is. En hierdie spasies wat aanbeveel word vir hatchlings klink baie keer vir mense baie klein. En dan op die oomblik gaan sit hulle die ouetjie in 'n eislike groot kas en wat dan gebeur is hulle raak so opgestres en so verboureerd dat hulle nie wil thermoregulate nie. Met ander woorde, hulle wil nie hulle warm area gebruik om op te warm wanneer dit nodig is en van hom afklim wanneer dit tyd is om af te koel nie. Hulle wil nie eet nie, hulle wil nie hulle supplements hê nie, hulle wil niks doen behalwe wegkruip nie want hulle is so opgestres. Ek gebruik altyd 'n serial killer analogy. Ek sê vir mense, verbeel jouself, jy is in 'n area so groot soos 2 rugbyvelde in die donker. En jy weet, daar sou 'n moordenaar op jou spoor. Jy weet 100% vir 'n feit, die moordenaar is daar. Maar jy weet nie waar jy is nie. Jy kan hom nie sien nie. Jy kan nie vir hom wegkruip nie. En jy is net elke sekonde in hierdie verskriklike stres, want jy weet, iemand gaan vir jou vermoor, maar jy kan niks daaraan doen nie. Dit is vergelykbaar met die stres waardeur 'n hatchling gekko gaan, want hy weet hy is kos. As hy in die natuur was, elke liewe denkbare ding wil 'n baba gekkoutjie vreet. So hulle soek 'n klein, knap, veilige spasie met lekker baie wegkruipplek om veilig te voel. En soos ek sê, as mens gaan vir iets wat te groot is, dit lyk dalk vir jou mooi, dis beautiful ingerig met plantjies en allerlei dinge, maar dit help nie die kas lyk vir ons mooi, maar die arme gekko is besig om dood te gaan aan stres nie. So die size van die kaste, as dit hele veel aanbeveel, bly by daai size. Moenie gaan na 'n 1 meter of 'n 2 meter kas doen nie, want dit werk net, nee. Iliana, om af te sluit, kan baba leopard geckos dadelik na 'n nuwe huis gaan sodra hulle uitbroei of is daar 'n wagperiode? Weet jy, Johan, dit is eintlik 'n baie interessante vraag, want van die oomblik wat daai babatjie uitbroei, is hy on the go. Hy hardloop die hele wêreld vol en hy is net soos 'n piepklein weergawe van 'n normale groot gekko. Maar die ding is, alle babas eet nie van die begin af ewe goed nie. Alle babas is nie altyd ewe sterk nie. So dit is baie onverantwoordelik om 'n nie uitgebroeide babatjie of 'n babatjie wat net 'n paar dae oud is te verkoop aan iemand, veral aan nuwe eienaars wat nog nie die ervaring het nie. So wanneer daai baba uitgebroei het, vat dit so 'n rukkie en dan moet hy eerste keer vervel. Na hy vervel het, moet hy begin eet. En van daar af moet hy aanhou reg vervel, hy moet aanhou eet, en hy moet aanhou groei, en hy moet gewig optel. En as mens dit so hanteer, dan weet jy op die ouend kry, vir alle nuwe eienaar, 'n gekko wat mooi gevestig is. Hy is gewoond om te eet, hy kan sy kossies vang, hy tel gewig op soos normaal, en alles gebeur net soos wat dit veronderstel is om te gebeur. Ek persoonlik wag gewoonlik so 'n maand en 'n half, na 2 maande, dan miskien 2,5 maande voordat 'n baba reg is vir 'n nuwe huis. Dit hang maar af van die individuele gekko. Party groei teen 'n spoed wat jy self nie kan glo nie. Dat weet wanneer dit nou tyd is om die ouetjies te weeg en ek sit hom op die skaal en dink ek, dit kan nie reg wees nie. Haal die gekko af, reset die skaal, sit hom terug en is van, okay, jy groei net frietjies vinnig. So partykeer kan 'n ouetjie 'n bietjie vroeër huis toe gaan, en ander kere vat dit weer 'n bietjie langer. En die voordeel hiervan is ook, as jy 'n gekkoutjie koop wat gevestig is, met ander woorde, hy eet nou al baie lank baie goed, dan weet jy vir 'n feit, hy gaan by jou eet, solank as wat jy sy huisie reg inrig. So dit gaan nie 'n geval wees van, hy is nou nog te jonk, hy eet swak, of wat ook al, nee. So as mens so 'n gekkoutjie koop, wat mooi stewig is en mooi gevestig is, hulle het al so 'n bietjie vetreserves, hulle is 'n bietjie meer gewoond aan die lewe, hulle is nie meer so senuweeagtig nie. In die geval dat so ouetjie na 'n nuwe huis toe gaan, veral met nuwer eienaars, en hy wil nie eet nie, dan weet ons onmiddellik, iets in die setup pla hom. So dan kan mens baie maklik begin troubleshoot en sê, wat is die temperatuur? Hoe lyk die humiditeit? Stuur vir my foto's van die bak, stuur vir my maats van die bak. En van daar af kan mens dan nou die probleem uitsort en 'n paar dae later gaan hy eet soos normaal. So gesels Iliana Lambrechts daarvan Lupa Reptiles and Roots. Iliana, ek sê vir jou baie dankie vir die baie interessante geselsie vanmiddag oor leopard geckos. Ek dink ek het ook redelik baie geleer en ek nou besef ek moet dalk nie een kry nie. Hulle klink vir my net na te veel werk. Baie dankie vir die geselsie, Johan, maar nee, ek glo net soos wat jy slaan kort jy 'n gekko ook. Hy sal baie so daar in die studio by jou sit en seker maak alles verloop reg. Ons sal maar sien hoe gaan dit in die nuwe jaar. Dalk sien 'n kans vir en dalk nie.
Nee, ek wou dit vir jou, maar ons sal sien wat gebeur. Also baie dankie Liana en jy moet 'n lekker middag verder hê. Dieselfde vir jou, Johan. Baie dankie. As jy dalk meer inligting benodig rakende leopard geckos, kan jy ook Lupa Reptiles and Roots se Facebookblad besoek. Low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.